9. U kan die Bybel daar oopmaak. Ons gaan vanaf vers 18 tot 29 lees. Genesis 9 vanaf vers 18 tot 29. Die tema van môre is die laaste woorde van Moses. Dis eintlik maar net 'n tema van die afsluiting in 'n sekere sin van Moses se lewensverhaal, dit wat ons tot hier toe geleer het van hom. Maar daar is 'n paar dinge wat hy gaan sê wat vir ons baie insiggewend en belangrik sal wees. Genesis hoofstuk 9, ek lees vir u voor in die ou vertaling vanaf vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk. En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaan. Hierdie drie was die seuns van Noag. En met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant. Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die bookleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruit loop en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy: "Vervloek is Kanaan. 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers." Verder het hy gesê: "Geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees." Mag God aan Jafet ruimte verskaf en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. En Noag het na die vloed 350 jaar gelewe. So was dan al die dae van Noag 950 jaar. En hy het gesterwe. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. In 2014 is daar 'n film gemaak, baie bekende regisseur, maar hy het ook die verhaal geskryf en die vervaardiging was in sy hand. Ek dink hy en sy broer het die verhaal saamgeskryf. Hy's bekend eintlik daarvoor vir baie moeilike verhale. Dis Christopher Nolan. En die film se naam is Interstellar. 'n Verhaal waar Matthew McConaughey die hoofrol vertolk. En dit gaan basies oor die aarde in 2067 wat aan die einde gekom het van die mensdom se bestaan. Hulle het besef hierdie geslag gaan uitsterf as gevolg van sonde en tekort aan kos en al die ekologiese kwessies wat daarmee saamgaan. Maar nou draai die verhaal rondom die hoofkarakter wat 'n klomp ruimtevaarders lei om te gaan soek in 'n ander sterrestelsel, te gaan soek na 'n planeet, 'n bewoonbare planeet. Dis die verhaal. Dit gaan oor hierdie avontuur, hierdie ekspedisie waarop hulle is. Hierdie missie om te gaan soek na 'n ander blyplek. Die drama in hierdie groep ruimtevaarders, daar's baie drama, is eintlik ironies. Want die rede waarom hulle die aarde moet verlaat, die rede waarom hulle nie kan oorleef, waarom die mensdom nie kan oorleef op aarde nie, duik weer op, net onder hierdie groepie ruimtevaarders. Kort voor lank is daar vyandskap, verraad, geweld selfs in hierdie klein groepie. Die hele drama ontvou hier rondom. Dit is bykans dieselfde konsep as wat ons sien in die einde van ons verhaal van Noag. Ons het nou hierdie groepie, 8 mense wat behoue gebly het deur die oordeel van God. God het hulle bewaar saam met die diere in die ark. En nou het hulle die nuwe lewe begin, 'n nuwe aarde, herskepte aarde. En uiteindelik
wil ek vir u sê, die vertelling van die Bybel, as 'n mens, en dis nou waarvoor ek is lief vir die gereformeerde manier van die Bybel vertel, want dit is om die Bybel te laat praat. En soms moet jy net vir 'n oomblik stil staan en 'n tree teruggee en die groter prentjie bekyk. En as jy dan let op die vertelling, dan sien jy dis fenomenaal waarop sekere waarhede beklemtoon word. Adam, die eerste van die mensdom, uit hom moes die mensdom kom, het die mensdom gekom. Noag, nadat almal uitgewis is, die eerste een weer wat uit hom moes die res van die mensdom weer kom. Een ek, as jy jou bloedlyn sou kon terugneem, sal dit by Noag eindig en uiteindelik by Adam eindig. Maar daar's sekere parallelle. Ek gaan vinnig 'n paar net vir u noem. Dis eintlik verstommend om so daaraan te dink. Die eerste groot profesie van die koms van die Here Jesus word gegee na die val van Adam. Julle onthou met die moederbelofte. Net na die sondeval gee die eerste profesie van die verlosser wat sal kom. Na die val van Noag is daar 'n ontsettende sterk profesie oor die koms van Jesus. Beide Adam en Noag word beveel om die aarde te vul, vermeerder, vul die aarde. Elkeen van hulle was 'n voorouer van al die mense in hulle huidige wêreld. Noag, of Adam dan tot by Noag, en Noag daarmee saam met die uitsterf van al die mense, en dan Noag met sy seuns wat dan die nuwe wêreld, hierdie herskepte wêreld moet bewoon en moet vul. Noag en Adam het gesondig, en kan jy onthou wat was die primêre middel? 'n Vrug was betrokke. Die boom van kennis van goed en kwaad in die geval van Adam, en die wingerd, die vrug van die wingerd in die geval van Noag. En dan ook as gevolg van hulle sonde, het elkeen van hulle, daar word klem gelê op naaktheid. Onthou julle met Adam en Eva? As gevolg van hulle sonde het hulle besef, ons is naak. Noag, as gevolg van sy sonde, het hy naak geword. En daar het hulle gesien dat hulle naak was. Nou lees ons van hierdie naaktheid wat 'n kwessie is. Elkeen van hulle is deur iemand anders ook bedek. Adam en Eva, God het hulle bedek. Hulle bedekking het nie lekker gewerk nie. God het hulle toegemaak. Noag, sy twee seuns, Sem en Jafet, het hom bedek. Hierdie woordjie bedek is belangrik, ons gaan nog daarna kyk. En ek wil vir u sê, as ons klaarmaak met Noag, ons praat oor sy laaste woorde, Noag was 'n fenominale ou. En ek dink die rede as jy deur die Bybel lees en wil onthou van groot manne in die Bybel, die rede waarom Noag onthou moet word, is nie die ark noodwendig nie. Maar Noag se karakter, Noag, dit wat hy vermag het, dit waarvoor God hom gebruik het, Noag was 'n fenominale man, 'n baie spesiale man. En weet jy, reg deur sy lewe, dink gou saam met my aan dit wat ons weet van Noag, reg deur sy lewe was daar geen vlek, geen skandvlek, geen kraak in sy mondering nie. Dit is asof hy hierdie besondere, vroom, heilige ou was. Tog, ons het vir mekaar gesê, toe ons hom leer ken het, in die Bybel sê, Noag was 'n vrome en opregte man onder sy tydgenote. Noag was 'n mens soos ons, hy het sonde gehad, dis nie asof hy sonder sonde gebore was nie, né? Hy het sonde gehad, en hy het sonde gedoen. Die Bybel sê, almal sondig, almal struikel dikwels. Maar Noag was 'n ervare, bestendige, fenominale disipel van God, van die Here. Weet jy, as gevolg van sy ouderdom, net om menslik te praat oor hoe groot hierdie man was, het hy waarskynlik verset geken, dis een van die seuns van Adam. As gevolg van sy ouderdom, het hy in dieselfde tyd geleef as Henog wat met God gewandel het, net soos Noag met God gewandel het. Hy het heel moontlik met Methuselah gepraat, Methuselah wat die oudste man was, wat opgeteken is. En ook as gevolg van sy ouderdom het hy 950 jaar oud geword. Hy het die geleentheid gehad, en of hy dit gedoen het, weet ek nie, maar hy het die geleentheid gehad om met Abraham te kon praat. Kan jy dit glo? 'n lewe oor 950 jaar. Hy was 'n besondere man. Ons het hom leer ken in Genesis 6 vers 9. Dis die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige,
opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En ek wil vir u sê, vir my is dit een van die beste bewyse dat die Bybel nie 'n boek is wat geskryf is deur mense nie. Want as mense wou verhoog, het hulle nie hulle skandes uitgewys nie. Maar Noag het ook gesondig. Die Bybel steek nie die helde, die geloofshelde, se sondes weg nie. Noem dit. En ek dink dis vir ons partykeer 'n waarskuwing, maar ander kere is dit vir ons 'n bemoediging. Want dit sê wel, as ek gesondig het, God vergeet my nie. God sal my nie afskryf nie. Ja, ek wil die laaste paar verse van hoofstuk 9, voordat ons nou volgende week by 'n baie tegniese kwessie kom oor die verskillende, dit gaan interessant een wees, wil ek vir julle sê, hoor, ek is nog besig om te lees, maar dis waar die volkere vandaan kom, baie interessante vrae wat daar beantwoord gaan word. Maar voordat ons daar kom, ons sluit nou af oor Noag. Ek wil 5 hoofgedagtes vanoggend in die middel laat oor hierdie gedeelte. En die eerste ene is Noag se sonde. Want daar's die kraak. Hier is nou iets. Aan die einde van sy lewe kom hy. En onthou nou, hier is 'n nuwe wêreld. Hier kom hulle moet nou die nuwe wêreld bewoon. Hulle moet die nuwe wêreld bewerk. En hulle moet nou die nuwe wêreld ingaan as die klein groepie en sy seuns moet vermeerder. Hulle moet kinders maak en hulle moet kinders hê. En die vraag, ek dink in Noag se gemoed, hy weet wat daar was. Hy het daarteen gepreek in die ou wêreld. Gaan ons weer probleme kry? Gaan ons weer met sonde te doen kry? En ons het gelees in vers 20 en 21, en Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant. Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Ek wonder of Noag nie 'n familievergadering op 'n stadium beroep het, so gou as moontlik nadat hulle uit die ark uitgekom het, vir sommer mans en vrouens bymekaar gekry het en gesê, luister, ons begin nou 'n nuwe begin. Hierdie is nou 'n nuwe begin. So ons wil niks hê van hierdie nonsens van die ou wêreld nie. Asseblief, los net die sonde uit. Maar weet jy, die hartseer saak is, al sou hulle hoeveel vergaderings hê, al sou hulle mekaar hoe dikwels daarteen waarsku. Sonde. Hier sien ons dit. Het sy kop uitgesteek. Hoe het sonde saamgekom? Kon sonde nie maar in die ou wêreld vergaan het nie? Is dit nie die rede waarom God die vloed gestuur het nie? Hoe het die sonde dan saamgekom? En die antwoord is, in die hart van die mens. Want die mens se hart is vol boosheid. Die mens se hart is vol sonde. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Dis hartseer om te dink, dat Noag, hierdie fenominale man, se lewensverhaal, sy geskiedenis sluit af, eintlik op 'n tragiese laagtepunt. Dis 'n ding wat 'n verleentheid oor sy lewe bring. As gevolg van sonde. As gevolg van sy sonde. Nou Noag gehoorsaam God. Luister, toe hulle uit die ark uitgekom het, die voorneme was daar. Hy was lief vir die Here. Hy was 'n diensknegt van die Here. Hy doen wat die Here sê. Hy word 'n landbouer. Hy's kreatief, produktief. Hy plant. Hy bewerk die aarde. Hulle gaan aan. Hulle moet nou gevestig word. En onder andere plant hy 'n wingerd. En die feit dat daar gesê word hy het van die wingerd geplant en hy het van die wingerd se vrug wyn gemaak, behoort alreeds vir ons te kan sê. En die ouens wat weet, sal weet. Jy plant nie hierdie jaar 'n wingerd en volgende jaar maak jy wyn nie, hoor. Dit vat 'n paar jaar. So die verhaal wil vir ons so tussen die lyne sê, hier het 'n paar jaar verloop. Daar's soos nou al 'n tyd lank wat hulle in die nuwe skepping is. Dis nou al 'n tyd wat hulle aangaan met die nuwe wêreld. Neem 'n paar jaar. So dis 'n paar jaar na die vloed. Presies hoe lank weet ons nie. Nou hier's 'n syspoor wat ek in die versoeking was om op te gaan, maar ek gaan nie dit doen nie. Vraag. In hierdie val van Noag, was druiwe die probleem? Was die wingerd die probleem? Nee. Was die wyn die probleem? Die antwoord is ook nee. Wyn is soos geld en alles, is dit maar 'n neutrale ding. En ek het baie ferm beginsels rakende alkohol en die gebruik van alkohol, en ek wil weer sê, ek gaan nou nie op die syspoor gaan nie, veral in ons kultuur. Ek het 'n geweldige probleem met die Suid-Afrikaners se kultuur saam met hierdie ding.
Dink nie dis Bybels nie. Ek dink nie dit is eerbaar voor die Here nie. En die Bybel waarsku op soveel plekke teen wyn en drank, dat dit vir my moeilik is om te sê, as jy die Here regtig wil gehoorsaam, dat jy daarmee geassosieer wil word. Dit is vir my nie vreemd dat die Nuwe Testament sê, ouderlinge byvoorbeeld, moet geen drinker wees, wat beteken aparoinos, en nie langs aan wyn wees nie. As jy 'n ouderling sien met 'n glasie in sy hand, dan moet jy nie wonder wat's daar nie. Jy moet weet dis koeldrank, want hy drink nie. Dis wat die Nuwe Testament ons leer. Spreuke 20 vers 1 sê die wyn is 'n spotter en sterk drank is 'n lawaaimaker. En elkeen wat daardeur bedwelmd raak is nie wys nie. Daar's die probleem. As jy daardeur bedwelmd raak, dis nie wys nie. Daar's soveel waarskuwings daarteen. En tog, hier lees ons dit. Noag raak bedwelmd deur sy wyn. Noag drink te veel wyn. En hy raak bedwelmd en hy ontbloot homself in sy tent. Die Bybel, veral in daai tyd, dit was 'n geweldige skande. Openbare naaktheid. As jy gaan lees in 2 Samuel 10 vers 4, Jesaja 20 vers 4 en ander plekke, waar dit was iets afgrysliks in daai tyd. Om in die openbaar jou naaktheid te ontbloot. Verder maak die Bybel 'n baie sterk saak teen die gevolge van dronkenskap. Omdat as gevolg van dit wat ons van die Bybel lees, dronkenskap maak jou gevoelloos. Dronkenskap maak jou eintlik laf. Dit maak jou afgestomp vir geregtigheid. Dit maak jou gewete gevoelloos, lam. Jy doen dinge wanneer jy bedwelmd is, wat jy andersins nooit sal doen nie. Jy sê dinge wat jy andersins nooit sal sê nie. En dis wat ons hier met Noag vind. En die les wat ons hieruit moet wegdra is, niemand is gevrywaar teen die mag, die effek, die houvas, die ingryp, noem dit wat jy wil, van sonde nie. Enige een kan val. Enige een kan struikel. Enige een kan sondig. Die vraag ontstaan net so. Hoe kan 'n man soos Noag val? Ek bedoel, Petrus verwys na hom as die prediker van geregtigheid. Hy was 'n dominee. Kan 'n dominee val? Kan 'n dominee sondig? Ek sal die eerste een wees om vir u te sê, hier's 'n les. Hier is 'n les in te leer. Net soos Adam en elke mens na hom, is elke een van ons onderworpe aan die sonde en die vervloeking van sonde, die effek van sonde, die mag van sonde, hierdie mag binne in ons harte. Miskien was Noag op hierdie stadium, dit was aan die einde van, dit was gevorderd, hy het nie noodwendig geweet dit was aan die einde van sy lewe nie, maar hy was na by die einde van sy lewe en hy was oud. En miskien was hy te vol van homself. Hy het soveel hoogtepunte bereik. Die Here het hom soveel genade gegee. Dalk was hy so vol van homself dat hy begin dink het hy is iets besonders. Miskien was hy depressief as gevolg van die eenvoud van hierdie nuwe lewe. Afwesigheid van mense om voor te preek, ek weet nie. Die Bybel sê nie wat het gebeur hier nie, maar dat dit gebeur het is nie altemit nie. Soos baie godsmanne was Noag se val nie noodwendig publiek nie. Deesdae word dit in die publiek uitgebasyn en dit word gesê, jy weet, dikwels is dit in die koerante en op sosiale media. Maar Noag se val teen die normale. Hier kom hy nou en hy doen iets in sy privaatheid van sy huishouding wat hy andersins nooit sou doen. Die Bybelkommentare sê Noag het dapper gestaan in die vorige wêreld. Hy het teen die wêreld eintlik opgestaan. Teen die wêreld het hy gepreek, moedig geveg, vasgestaan. Maar hier in sy eie gesin, in sy eie familie, daar het hy geen bewys, kon hy nie 'n bewys toon van sy eerbaarheid nie. Sy waaksaamheid is daarmee heen. Hy het sy beskermingsmeganismes laat sak. Hy het rustig geraak en gedink, ag, jy weet, ek kan
Ek is nie, ek word nie so maklik mislei nie en ek sal nie so maklik dronk word nie of wat hy ook al gedink het, weet ons nie, maar hy het geval. R. Kent Hughes skryf hieroor. Hy sê all too often the walls of our homes witness irritabilities and anger and slanderous words and laziness and sensualities that if the walls could only speak, they would take our grey hairs to Sheol, hell toe. Ek dink nie daar is iemand hier vandag, want ek skaar myself saam met u, as ek sê, ons almal moet gewaarsku word teen ons private sondes. Ons sondes is nie altyd in openbaar nie. Ons sondes is nie altyd publiek nie. Inteendeel, hier word gesien, dit gebeur dikwels dat dit daar agter geslote deure gebeur. Nou ek wil sê, as jy nou kyk na die woorde van R. Kent Hughes, baie dankie dat die huwelikspare nie hier by die kerk op mekaar skree en gil en mekaar vervloek nie. Baie dankie dat julle mekaar daarom hoflik hier behandel. Maar sal dit nie 'n seën wees as ons dit ook kan doen as ons hier in die motor klim en wegry? As ons by die huis kom en die deur toemaak, dat ons nog steeds liefdevol en eerbaar met mekaar praat nie. Dit sal baie beter wees as ons oral, selfs by ons huismense, veral moet ons dalk sê tussen ons huismense, eerbaar is. En luister vriende, ek moet eintlik daar op dieselfde vlak kom staan, want ek verstaan hierdie saak. En luister na die woorde van R. Kent Hughes. Dit is irritasies, woede, woorde wat seermaak, luiheid en sensuele goed wat ons dikwels toelaat in ons privaatheid. Ons dink dit is geregverdig want dit is in my huis. Maar in God se geregtigheid is dit nooit regverdig nie. Dit laat my altyd dink aan John Owen se bekende woorde. John Owen het 'n boekie geskryf, The Mortification of Sins. Dit is 'n klassieke werk. Hy maak jou seer. As jy hom ooit wil lees, staal jouself voor jy begin lees. Hy gaan jou seer maak, maar dit is die moeite werd. John Owen se bekende aanhaling: Be killing sin or it will be killing you. As jy nie gedurig oorlog maak teen jou sonde nie, as jy nie gedurig deur jou sonde doodmaak en veg teen jou sonde nie, gaan daai sonde jou doodmaak. Dis 'n feit. En ons sien dit in Noag se geval. Noag is nie 'n geïsoleerde geval nie. Ons weet van ouens wat 'n goeie lewe gehad het en dan hier aan die einde, in die pylvak van hulle lewe kan jy sê, dan laat val hulle die aflosstokkie. Dan dink jy, ai, dink aan Moses. Dink aan Dawid. Dink aan Petrus. En as ek sê Noag is nie 'n geïsoleerde geval nie, dan is ek eintlik besig met 'n eufemisme, want dit is eintlik 'n universele verskynsel. Ons almal struikel dikwels. Maar dit is nie te sê ons moet dit verdra en ons moet sê ag, ons almal doen dit nie, nee. Hoe geseënd kan dit nie wees as ons kan vas staan nie. Psalm 53 is 'n baie bekende aanhaling in die Nuwe Testament. Dit word 'n paar keer na verwys, maar die bekendste is Paulus se klassieke woorde in Romeine 3. Maar hy haal aan uit Psalm 53 vers 3 en 4. God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. As jy 'n lewe het waar jy toegewyd is aan die Here, waar jy dag vir dag die stryd teen jou sonde, dis genade van die Here. Doen so voort. Ons behoort dit almal daagliks te doen. Maar ons sien nie net die sonde in Noag se lewe nie. Ons sien nie net die effek van sonde in Noag se lewe nie. Ons sien ook die gevolge daarvan in sy lewe, in sy gesin se lewe en ook daarna. Vers 18 en 19. En die seuns van Noag wat uit die ark uit gegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaan. Hierdie drie was die seuns van Noag en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. Ek gaan nie nou baie daarop fokus nie. Ek wil net dit sê. Ek dink volgende week se boodskap is nog net oral in boeke en so aan. En dis nog nie, ek kan nie sê dit is in my kop nie, want nie alles is al in my kop nie. Maar die uitbreiding het te doen met hierdie gedagte van
Die rede, dis God se strategie om mense wat as gevolg van sonde nie kan saamwoon nie, om hulle te versprei, om hulle uit te strooi eintlik, is die mooier vertelling. So dis die effek van sonde in Noag se seun se lewe. Hy, hierdie vrome man met 'n mooi lewe, oor die algemeen baie mooi. Die effek in sy kinders se lewe, in hierdie 3 seuns is, hulle het versprei. Hulle kon nie by mekaar bly nie. Hulle kon nie mekaar verdra nie. Luister, ek het al hoeveel keer vir u gesê, God is 'n God van mense. Hy hou daarvan as mense in vrede kan saamwoon. As ons saam is in dit hier so rumoer voor die tyd, as mense kuier en voor die diens groet en gesels, dis goed en reg en mooi. As ons na die diens koffie drink en mense staan en lag en gesels, praat oor verskillende dinge, dis goed, reg en mooi. Dis vir God 'n fees wanneer sy mense in harmonie kan saamleef, kan saamwoon. Wie wat gebeur wanneer sonde inkom? Dan breek dit groepe op. Mense trek weg en hulle wil nie meer saam met daai groep wees nie, en hulle wil nie meer saam met daai groep wees nie. Dis die verskynsel, die effek van sonde. God se strategie om mense te versprei omdat hulle nie by mekaar kan bly nie. Dis daai woordjie, ons gaan volgende week meer daaroor praat. Die einde van sonde word natuurlik ook beklemtoon in ons geleesde gedeelte. Onthou jy wat het ons gelees in vers 28 en 29? Noag het na die vloed 350 jaar geleef. So was dan al die dae van Noag 950 jaar, en dan hierdie verdoemende woorde, en hy het gesterwe. Sonde, die effek van sonde, kan ons op hierdie aarde fisies nie ontvlug nie. Adam het dit gewys. Hy het dit in die wêreld ingebring, deur die sonde, die dood, sê die Bybel. Ons kan net gered word deur die genade van God. Niks wat ons self kan doen nie. Niks wat ek kan bydra nie. Niks van my kant af gaan my help nie. Hoe kosbaar is dit net dat selfs die mees vernederende verleentheid waardeur Noag is. Hierdie verskriklike verleentheid. Dis 'n ding waaroor ek nie regtig eintlik in detail wil praat nie. Maar selfs dit maak dat God hom nie verlaat nie. Selfs dit maak dat God nie sê, hoorie Noag, regtig, jy het vir my baie gedoen, maar hierdie ding maak nou dat jy nie meer my kind is. Weet jy, daar's mense wat so glo. Daar's mense wat glo dat jy kan, as jy sondig is, jy weg, dan moet jy nou weer gered word op 'n manier. Ek weet nie hoe hulle teologie altyd werk nie, maar jy gaan verlore. Want God draai sy rug op jou. As jy so iets doen, is dit ikabot. Ek wil vir u sê, die Bybel is duidelik, as God se genade jou gered het, dan is dit sy genade wat jou sal behou, ten spyte van die kere wat jy struikel. Want die bewys is, jy gaan weer opstaan. Jy gaan nie bly lê nie, jy sal weer opstaan. Dis wat Paulus immer sê in Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Dis waar ons kom aan die hoofsaak, nie hierdie versie noodwendig nie, ek praat van die gedagte, dat die volharding en die bewaring van die heiliges van God. 'n Ware kind van God kan struikel, maar hy sal weer opstaan. Hy kan val, maar hy sal weer opstaan. Hoekom? Want dis die Here wat hom vashou. As jy egter jouself gered het, en as dit jou teologie is, dan kan ek verstaan dat mense sê jy kan verlore gaan. Maar God is getrou. Nou hoe groot Noag se sonde ook al was, die gedeelte gee meer aandag aan Gam se sonde. Ons kom by vers 22. Gam se sonde. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. As 'n mens fyn kyk na Gam se sonde, dit wat hier gesê word, dan is daar nie net een sonde nie. Dis amper soos 'n ui. Daar's 'n paar lae van boosheid hier te bespeer. En ek wil nie daarop uitbrei nie. Ek dink nie dis nodig nie. Die Bybel praat van afskuwelike goed op 'n manier dat dit selfs edel oor gepraat kan word. En ek glo dis hoe die kansel moet wees. Dat 'n mens self sensitiewe sake van die kansel af kan bespreek op 'n manier dat dit nie laag is nie. Die woordjie gesien. Gam het Noag
se naaktheid, sy vader se naaktheid gesien. Hierdie woordjie gesien in Hebreëus is nie net om te sien nie. Sommige Bybelvertalers lees daarin, en ek dink nie dis onbillik nie, maar ek het my twyfel. Kom ons sê maar net, dis nie regtig 100% geverifieer nie. Maar sommige Bybelvertalers reken dat daar selfs in die woord ingelees kon word, dat daar homoseksuele dade ter sprake was. Ek glo nie so nie, maar dit wat ek vir die wel met feitelike sekerheid kan sê, is hierdie woordjie gesien in Hebreëus, is nie net om te sien of te kyk nie, dit is om dit in te drink, om dit te geniet om te kyk, om jouself te verlustig in dit wat jy sien. Een van die Bybelvertalers het gesê, Ham took a sniggering delight in the spectacle of his aged father, sprawled naked in his tent. Hy het hom geminag, spottend na hom verwys, in sy hart het hy dit geniet, om dit wat hy daar gesien het, om daarin in te leef, is eintlik wat hier gesê word. Gam was besig, eintlik, met godslastering. Weet jy hoekom sê ek so? Sy boosheid teen sy eie pa het gemaak, dat die autoriteit wat God in sy lewe geplaas het, sy pa, is nie net iets wat jy teen jou pa doen, nou moet die jong mense mooi luister, dit wat jy teen jou pa of jou ma doen, is eintlik teen God, want dis die autoriteit wat God daar geplaas het. Daarom sê ons, hy het nie net sy pa gelaster nie, hy het godslasterlik opgetree. Sommige kommentare neem dit selfs verder en sê, hier sien ons, en julle onthou ek het gepraat van die saad van die vrou en die saad van die slang, hierdie twee groepe wat altyd op aarde bestaan, vandag nog bestaan. Nou sommige kommentare wys daarna dat, hier sien jy die saad van die vrou, dis nou Noag, wat gehaat word, en geminag word, en bespot word, neerhalend van gepraat word, deur die saad van die slang, wat dan nou Gam sal wees. En dit sê vir ons, dit openbaar eintlik, die manier wat hy daar opgetree het, sê dat Gam het nie sy pa lief gehad nie. Gam het eintlik sy pa gehaat, want hy het die prediker van geregtigheid, wie hy was, gehaat. Gam was daai seun, wat nie wou luister na Noag nie. Gam was daai seun, wat rebels in sy hart was. Die rebellie het hom gedryf om dinge te doen, wat die ander nooit sou doen nie. Want hy het nie gehou van sy pa nie. Hy was nie besorg oor die dinge waaroor sy pa besorg was nie. Dit was die een wat sy skouers laat hang het en hy was sommer geërg as sy pa gesê het, vandag gaan ons kerk toe, dis Sondag, ons gaan kerk toe. Dit was Gam. Hy het hom verlustig in die vernedering van Noag. Dis al wat ek gaan sê oor hierdie daad. Maar die volgende hoofgedagte is die ander twee broers, Sem en Jafet, wat iets genadig doen. Vers 23a. Toe neem Sem en Jafet die boekleed en hou dit op hulle skouers, terwyl hulle agteruitloop en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Nou ek wil hê jy moet saam met my dink aan hierdie toneel. As u enigstens verbeelding kan gebruik, dink saam met my aan hierdie pragtige, opofferende, hierdie liefdevolle, genadige beeld wat by jou opkom van twee seuns wat hulle pa genadig hanteer. Hulle vat die boekleed, dis soos 'n jas, dis soos die boekleed was die een wat die boer alles aangetrek het, amper 'n kombers kan jy sê, want dis waarmee hulle geslaap het. En hulle sit dit op hulle skouers, maar hulle loop agteruit. Dink aan die beeld. Hulle wil nie kyk nie, hulle is vol eerbied. Hulle bedek hulle eie vader se naaktheid. Hulle laat nie eers toe dat hulle eie oë op hom neersien nie. Maar hulle gee hom, hulle bewys teenoor hom, selfs in sy toestand van waar hy nie weet wat gaan aan nie, bewys hulle genade, liefde. Die woord agteruit in Hebreëus is 2 keer baie duidelik hier. En dis die skrywer wil iets sê. Die Here wil vir ons hier iets wys.
Genesis 9 vers 23 sê, toe neem die Sem en Jafet die boekleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruit loop en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Die punt wat hy maak is, hulle het moeite gedoen. Dit is hoekom ons praat van goddelike liefde, want dit was selfopofferend. Hulle moes agteruitloop, iets wat jy normaalweg nie doen nie, het hulle gedoen. Hulle het nie gekyk nie, hulle wou nie, hulle het agteruit ekstra moeite om hulle vader genadiglik te behandel, om hom liefdevol, liefderyk, eerbiedig te behandel. En ek wil vir julle sê, dieselfde geld vir hulle as wat vir Gam gegeld het. Hulle het daardeur nie net hulle aardse vader eerbiedig nie, maar ook hulle hemelse vader. Want as jy jou ouers eerbiedig soos wat God sê, dan eerbiedig jy God. Dan gehoorsaam jy wat die 5de gebod ons leer. Is dit nie 'n pragtige beeld vir ons nie? Hoe ons mekaar se foute, mekaar se sonde, mekaar se skaamte moet bedek. Ons hoef nie altyd oor ander se sonde, ander se slegte dinge te praat nie. Ek weet dis die lekkerste, want dis die juicy stories, né? Dis mos nou die stories wat die lekkerste is om oor te vertel. Ons hoef nie dit te doen nie. Ons hoef nie dit te doen nie. Dis my altyd mooi as mense veral en ek dink dis juis in die gemeentelike opset waar daar iets is waarvan iemand weet. En hy sal iets sê soos, ag ons hoef nie daaroor te praat. Verwys nou, dis nie nodig dat ons daaroor uitbrei. Wat doen so 'n mens? Hy bedek. Hy maak toe. Hy wys genade, hy wys liefde. Ons moet ook agteruitloop om mekaar se foute en mekaar se sonde te bedek. Petrus sê in 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte van sondes bedek. Ons maak toe met die liefde. Ek wens as dit ooit met my gebeur, en ek bid dat dit nie moet gebeur, dat ek in een of ander skande vasgevang word nie. Maar as dit ooit gebeur, hoop ek dat mense na aan my ook sal bedek, sal toemaak. My sal beskerm. Maar die hartseer saak is baie keer so 'n ding wat jy in die kerk ingooi, is soos 'n haas wat jy in die hondehok gooi. Ongelukkig. Weet jy dis wat God gedoen het? Die beeld wat ons hier sien van Sem en Jafet, dis wat God gedoen het. Hy het dit gedoen met die sonde van Adam en Eva. Wat het hy gedoen? Hy het hulle bedek. Hy het hulle sonde nie ontbloot gelaat sodat hulle in skaamte, sodat hulle in openheid moes lewe nie. Hy het hulle bedek. God het hulle bedek. En weet jy wat was die offer? Ons het daaroor gepraat, die lam. Daar moes 'n onskuldige dier sterf. Alles wys natuurlik na die onskuldige Messias, Jesus wat moet sterf. Hy wat ons sondes bedek. Hy is die versoening vir ons sondes. Hy maak toe, God bedek. Hy kies om nooit weer aan my sonde te dink nie. Ek het mos al vir u gesê toe ek 'n kind was ek baie bang dat die Bybel sê jou sonde gaan van die dakke af verkondig word, want dan gaan my ma uitvind wat ek alles aangevang het. En ek was nie so erg nie, het ek later uitgevind, né? Maar in elk geval. Toe besef ek, maar weet jy, as my sonde met die Here Jesus se bloed toe is, dan is dit bedek. Dan is dit toe. As dit deur Jesus se versoening weggewas is, dan is dit weg. In die diepte van die see, hy dink nooit weer daaraan. Hy gaan nie toelaat dat ander daaraan dink nie. Dan word Psalm 32 vers 1 waar, né? Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is jy as jou sonde bedek is. Kan jy daarvan getuig? Kan jy sê ek weet dat die Here my sonde toegemaak het? Want luister mooi vriende, as ons met mekaar begin eerlik wees. Jy gaan nie lank sit met 'n ander en gee agter, ja nee, daar's ook maar dinge. Ons almal het geraamd tussen ons kas, hoor? Ons almal. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Maar die hoofsaak van die teks in die 4de plek is 'n vloek wat uitgespreek was oor Kanaan. Ons het in vers 24 gelees, toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het. Nou die merk wat sy jonger seun aan hom gedoen het, beteken bloot net blykbaar het Sem en Jafet hom vertel wat gebeur het. Hy het agtergekom wat gebeur het. Hy het gehoor wat gebeur het. Hy het heel moontlik gevra, hoorie, waar kom hierdie kombers vandaan? Want hy weet mos wat aangegaan het. Ek weet nie hoe dronk moet ou wees dat jy nou nie weet wat aangaan nie, maar toe hy agterkom. En nou maak Noag uitsprake, profeseë wat eintlik die mensdom se toekoms
sou bepaal. Nou hier's 'n interessante feit. En ek het dit nooit besef nie. Ek is al weke lank met Noag besig en ek het dit nooit besef nie. Noag was 'n prediker van geregtigheid. So ons weet hy het baie gepraat. Dis ons probleem. Predikers praat te veel. Dis die meeste van die tyd, né? Maar ons weet Noag het baie gepraat. Maar hier's die eerste keer wat daar opgetekende woorde is van Noag. Nêrens is daar woorde van hom, direkte woorde van hom opgeteken, behalwe hier kort voor sy dood. Seëninge en vloeke. Ons sien dit sedert die eerste mensepaar, dat saam met 'n oortreding is daar 'n vloek. As daar sonde is daar 'n vloek. As daar 'n oortreding, as God se wet se lyn oortree word, dis wat sonde beteken, om die doel te mis, om die merk te mis, dan is daar 'n vloek. Die vloek wat hier uitgespreek word op die sondaar is iets, ek wil hê jy moet mooi saam met ding voor ons verder gaan. Dis iets wat op jou rus. Daai vloek rus op individue, gesinne. Dit is daar. Jy's skuldig. Dis soos 'n valbuil wat wag. Dis iets wat dreig, want daar is 'n vloek wat oor jou lewe hang. Daar's 'n vloek wat oor jou lewe is, as gevolg van sonde, as gevolg van jou oortreding. Onthou jy vir Kain? Kain het 'n merk gekry, want God het gesê, hy moet beskerm word, maar hy het nie die vloek weggevat nie, die vloek was daar. Hier is nog iets interessant, vers 25. Vervloek is Kanaan. 'n Knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Dis 'n probleem. Gam het gesondig. Hoekom word Kanaan vervloek? Het jy daaroor gewonder? Gam, die pa, het gesondig. Hoekom word Kanaan, sy jongste seun, vervloek? En hierdie vloek word herhaal vers 27. Kanaan moet sy diensknegt wees. Hy het gesê knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Vers 27, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Hierdie vloek van sonde sluit slawerny en heerskappy in. Jong mense, luister na my. Daar is nie so iets soos 'n onskuldige sondetjie nie. Sonde maak jou 'n slaaf. Sonde verkneg jou. Dis 'n ou woord wat beteken hy maak jou sy baas. Daar's baie mense wat vir jou sê, ag jong, dis nie so, dis onskuldig, is net een keer, probeer dit net. Hoe gaan jy weet jy gaan nie daarvan hou as jy dit net probeer nie? En 'n paar jaar later dan sê jy slaaf. Dan vervloek jy die dag wat jy dit daai een keer probeer het. Hoekom? En ek praat nie net van harde goed nie, hoor. Ek praat nou van baie goed in ons dag. Sonde verslaaf. Sonde verkneg. Sonde maak jou sy baas. Nou die vraag bly, waarom word Kanaan vervloek as Gam die sonde gedoen het? Daar's 4 moontlikhede wat ek vir u wil noem. Ek dink al 4 maak sin en ek wil hulle al 4 vir u noem. Die eerste moontlikheid is, in die eerste vers van die hoofstuk het ons gesien, God het Noag en sy 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, geseën. Geseënd is Noag en die seuns van Noag. So God se seën het op Gam ook gerus. So 'n dienskneg van God, in die geval Noag, kan nie die seën van God omdraai nie in 'n vloek. Hy kan nie. Dis die eerste moontlikheid. Tweede moontlikheid, as gevolg van hierdie saak dat die dienaar van God nie sy seën kan omdraai nie, pas die straf ook by die oortreding. Gam het gesondig. Hy het gesondig teen sy pa. So die oortreding is sy seun, en in die geval sy jongste seun, Kanaan, word vervloek. Dis die tweede moontlikheid. Die derde moontlikheid en rede is, op hierdie stadium word die oortreding, en as ek praat van hierdie stadium, ons is nou in die geskiedkundige stadium van die aardsvaders. Hierdie ouens is nasies wat uit hulle sal kom. Dis, as jy jou stamboom kan terugvan, dan gaan dit eindig by een van 3. Ek het baie interessante goed wat ons volgende week sal bespreek en nog gaan sien. Ek gaan onmoontlik by al die detail uitkom, maar hulle kan DNA-toetse doen vandag en hulle kan vir jou sê Sem, Gam of Jafet. Dis een van die redes waarom die Bybelse wetenskaplikes vandag verstom staan en sê dit bevestig die Bybelse waarheid. Nou ons het niks nodig om die Bybelse waarheid te bevestig nie, maar dit is net interessant. Wow, okay. Die Bybel is waar. Sem, Gam of Jafet.
So hierdie ouens is vaders van volkere, as jy dit so wil noem. En daarom is die sonde van die vader word dikwels ook die sonde van die volk. Nie omdat daar bloedlynvloeke is, ons glo nie daarin nie, maar bloot net as gevolg van die natuur en die wese van sonde. Dis op nasies, nie net gesinne nie, maar in families nie, op nasies. Het jy geweet, die Kanaaniete, opgrawings, moderne opgrawings bewys, dat die Kanaaniete, die volkere wat in Kanaan woonagtig was van die mees seksueel perverse mense wat nog ooit op hierdie aarde geleef het. Hulle kry tekeninge en beelde en goeders wat die argeoloë opgrawe, wat bewys van die afstootlikste, afskuwelikste dade. Die Kanaaniete. Kanaan. Noag as 'n profeet sien dit, hy profeteer dit basies. Kanaan is vervloek. Nou dit maak alles sin, hierdie 3 wat ek genoem het, maar onthou, die belangrikste vir my is, die 4de rede, hoekom Gam sondig, maar Kanaan word vervloek. Die Bybel is nie 'n boek wat uit die hemel uitgeval het, gebind soos wat ons hom vandag het nie. Hy's geskryf onder inspirasie van die Heilige Gees deur mense in bepaalde omstandighede. En ons weet wie het Genesis geskryf. God het vir Moses inligting gegee en hy het geskryf van die skepping af regdeur tot aan die einde van die vertelling in Deuteronomy, 5 boeke van Moses. Israel, in 'n geskryf in 'n tyd waar Israel toe nou bevry is uit een van die seuns van Gam, ja, die Egiptenare kom uit een van die seuns van Gam, dis Misraim, en hy gaan na die land van Kanaan met die volk Israel. Hy gaan nou na die Kanaaniete. En God het bepaal deur hierdie profesie dat sy verlossingsgeskiedenis, die hele verloop van sake deur Israel, waardeur hy die verlossing vir die wêreld gee, die feit dat dit in Kanaan gaan plaasvind, dit sal vir hulle die land van rus wees. Dit was vir hulle die land van melk en honing. Ek gaan julle bevry uit die slawerny, uit die slawehuis gaan ek julle vat, en ek sal julle Kanaan toe bring. Want dit was deel van God se verlossing van sy volk, maar 'n vloek, 'n oordeel oor die Kanaaniete. So die profesie word reeds hier in Noag se woorde genoem, wat uitspeel in die dae van Josua, toe hulle die land Kanaan inneem. Liberale teoloë kyk daarna en sê, sien jy, eintlik het Moses net geskryf, en hulle noem dit politieke propaganda, om te regverdig al die afskuwelike dade, en hierdie banvloeke, en goed waarmee die Kanaaniete getref is, want kyk, hulle het doodgemaak, so ver as hulle gegaan het, in Kanaan, het hulle die Kanaaniete met die banvloek getref, wat God het gesê, hulle moet met die banvloek getref word. Nou sê die liberale teoloog, jy sien, dis eintlik maar Moses, dit was nie God nie, dit was Moses wat dit geskryf het, want dit is politieke propaganda om die dade te regverdig, wat hy geweet het hulle gaan pleeg, teen die Kanaaniete. Ek wil vir u sê, God se vloek, hier in Noag se woorde, hou verband met God se verlossing, want sy verlossing sal plaasvind, en as sy verlossing plaasvind, gaan sy oordeel ook plaasvind, en dit altyd regverdig volgens sy wil. Daar's 2 gevare waarteen ek u moet waarsku. En ek gaan so aktueel as moontlik probeer wees. Volg my. 2 gevare wat ons in die teks moet vermy. Die eerste ene is om prominensie aan die teks te gee, om sekere politieke ry te probeer regverdig. En spesifiek, meeste van die kommentare skryf die slawerny van die vorige eeu of die vorige tyd. Slawe uit Afrika wat na die nuwe wêreld in Amerikas en in Engeland geneem is per skip om dit te regverdig. Kyk jy daarna en jy sê wel, dis wat God gesê het. Die Gamiete wat nou hierdie volkere is, die Afrikane, sal die mense, die afstammelinge van Jafet dien, en die Jafet se afstammelinge is die wit man. So daar het jy dit regverdig die feit, dat hierdie dinge maar kan plaasvind, dat slawerny byvoorbeeld kan plaasvind. Nou ons gaan volgende week hieroor uitbrei, maar dis nie geregverdig nie. Ek weet daar's ouens in ons land, veral met ons opset, wat sê, dis hoe dit moet wees.
Maar dit was nog nooit so nie. Inteendeel, ek dink as dit jou gevolgtrekking is, dan lees jy met 'n baie selektiewe bril. Kan ek sê dalk een toe oog die Bybel. Want Gam se nafstammelinge, die Kanaaniete, is nie die Kusiete nie. Ons gaan volgende week meer uitbrei daaroor. Maar dis 'n heeltemal 'n verkeerde opvatting. Jy bewys eintlik jou onkunde as jy jou mond hieroor oopmaak. Ons kan dit nie gebruik om te regverdig watter volk, watter nasie, watter ras beter of hoër as die ander is nie. Dit was nog nooit geregverdig nie. Wees versigtig daarvoor. Om die teks daarvoor te gebruik is verkeerd. Die tweede gevaar is 'n letterlike toepassing van die teks op nasies. Met ander woorde, jy sal mense kry wat sê, wel ek is 'n afstammeling van Kanaan. Daarom weet ek kan nie gered word nie. Ek het nie genade nie. Ek moet nou maar my lewe op aarde geniet en goddeloosheid voortlewe want ek kan nie gered word nie. As jy dit doen, dan bewys jy weer eens jou onkunde, want terwyl Sem, dis nou Israel, geseën word, is die Bybel baie duidelik dat dit nie is hoekom hulle geseën word of hoekom jy gered word omdat jy Israeliet is nie. Dink saam met my, Romeine 2 vers 28-29, Paulus doen moeite om te sê, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit die mense nie, maar uit God. So die Bybel doen moeite om te sê, dis nie te sê jy gaan gered word as jy Israeliet is, en jy kan nie gered word as jy nie uit die stam van Sem is nie. Rahab was 'n Kanaaniet. Ons het van haar gepraat in die week. Ek dink dit was by die bid hier met iemand, ek kan nou nie presies onthou nie. Rahab, die prostituut, was 'n Kanaaniet. Sy het genade gekry. Hoe is sy gered? Sy's gered uit genade deur geloof. Net so baie ander. Rahab was opgeneem in Jesus se geslagsregister, Matteus 1. So met ander woorde, die Bybel doen moeite om vir ons voorbeelde en teologie te leer wat sê, hey, dit maak nie saak of jy 'n Jood is nie, jy moet gered word. En dit maak nie saak as jy nie 'n Jood is nie, jy kan gered word. Hoe? Glo in die Here Jesus. Jou vertroue moet in hom wees, nie in jou eie goedheid nie. Nie in dit wat jy doen nie, in dit wat hy gedoen het. Daarom sê Paulus, en hy haal aan uit die Ou Testament, en dit word herhaaldelik in die Nuwe Testament genoem, die woorde van Romeine 10:13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Punt. Dit maak hierdie saak toe. Maar ek wil laastens met u praat oor die seën. Daar's die vloek oor Kanaan. Maar kom ons praat oor die seën oor Sem en Jafet. Vers 26. Verder het Noag gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Nou hier's 'n woordspeling betrokke en ek wil dit vinnig vir u wys. Ek sien die tyd het ons ingehaal. Sem beteken letterlik naam. Naam. En as jy na die teks kyk, dan sien jy die naam van die Here is hier in hoofletters, want dit is die verbondsnaam van die Here. Dit is die naam wat primêr geopenbaar word aan Sem. Dis die sinspeling is, en ons gaan nog sien hoe dit gaan werk. God gee sy naam, hy gee homself in sy naam aan die Semiete, dis die Israeliete. Hy gee hom as verbondsgod aan Israel. En dit is deur Israel, met Abraham en almal na hom, dis deur hulle wat dit gaan werk. En hierdie ding gaan baie mooi in God se plan inwerk, want God se plan is volmaak. Deur die geskiedenis, jy kyk daarna en jy kan nie anders as om te sê, wow, God se genade, God se verlossingsplan is wonderbaar. Maar ek wil hê jy moet na iets oplet. Geseënd is die Here, die God van Sem. Net gou teologies. Wie kry die eer wanneer saligheid ter sprake kom? Het jy dit gesien? Geseënd is die Here, Jahwe, staan daar, die God van Sem. So as jy gered word, kan jy nie sê, wow, ek is gered want ek is gered want ek is daarom so, of ek het, nee, dis genade. Die hele saak hier, die verlossingsplan behels eintlik, in die mooi woord hier is 'n doxologie, dis 'n loflied, dis 'n eerlied aan God. Geseënd is die Here, God kry die eer. En die klimaks van hierdie profesie is natuurlik deur Abraham en hoe God vir Israel bewaar het, beskerm het, ten spyte van baie goed in die geskiedenis, uiteindelik weggevoer in ballingskap, teruggebring in oorblyfsel, en uiteindelik uit die oorblyfsel die klimaks, die Messias,
Jesus se geboorte. Dis die klimaks van die verlossingsplan. Die geboorte van die Here Jesus waar? In die tente van Sem, deur die Israeliete, deur Sem. Daarom sê Jesus se geslagsregister in Lukas 3 vers 36. Die seun van Sem, die seun van Noag. En lees die geslagsregister van Jesus. Die seun van Sem, die seun van Noag. So jy kan sê Jesus is gebore in die tente van Sem. Maar ook vir Jafet was daar 'n baie mooi seën uitgespreek. Vers 27. Mag God aan Jafet ruimte verskaf. En mag hy woon in die tente van Sem. Maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Nog 'n woordspeling, want Jafet beteken letterlik om te vergroot. En dis presies wat die Here gedoen het met die noem dit die Indo-Europese volke, die afstammelinge van Jafet is wat die Engelse noem die Caucasians, die wit mense. Terwyl die Semiete, die Israeliete, gebly het in daai klein hoekie van die wêreld. Julle het mos nou al 'n wêreldkaart gesien en dan sien jy Palestina. Man, hulle sê so groot soos die Kreerwiltuin. Klein, hulle daar rond gebly. Dit was net die Here wat hulle moes versprei vir die evangelie destyds in Handelinge en weggevat het Babylon. Anders sou hulle net daar gebly het, maar hy sê Jafet mag hulle ruimte kry. Dit was die afstammelinge van Jafet wat die wêreld in is. Die nuwe Amerikas, die nuwe wêreld. En hulle is per skip, ek weet nie hoe hulle Australië toe en oral. Hulle het wyd gaan en selfs jou Indo-Europese volkere uit die stam van Jafet. Die belangrikste is hier, en ek wil hê jy moet dit mooi sien, dat Jafet sal deel in die woonplek van Sem. In hierdie woorde, mag God aan Jafet ruimte verskaf, mag hy woon in die tente van Sem. Wat beteken dit? Dat Jafet sal deel in sy woonplek, dra die gedagte oor, dat hy sal deel in sy verlossing. Weereens, vriende, wil ek hê jy moet sien, die plan was nooit, dat God net Israel wou red, en nou maak Israel so groot gemors van hierdie hele saak, nou draai die Here maar na die heidene toe nie. Dit het ek al mense hoor sê, dis nie waar nie. Van die begin af was God se verlossingsplan vir almal, vir al die volkere. Hy het 'n plan gehad met Israel, nog steeds 'n plan met Israel. Dit bly sy volk. Ja, amen. Dis die Semiete. Maar hy bid en hier word die profesie uitgespreek. Mag hulle deel in die woonplek van Sem, mag hulle deel in sy verlossing, mag hulle deel in hierdie verlossing. Noag voorspel baie eeue vorentoe dat dit sal uitspeel in dit wat plaasgevind het toe die Here Jesus vir sy disippels gesê het op die Olyfberg. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, ook die Jafite. Dit is vir almal. Gaan verkondig die evangelie vanuit Jerusalem, moet dit uitbasuin word. Die hoofstad van die Semiete, dit moet uitgaan na die heidene toe, na die Grieke en al die nasies, sodat dit uiteindelik hier in die suidpunt van Afrika genadiglik deur God aangekom het. Die gereformeerde teologie het hier aangekom en ons het dit geërf en ons word geleer en ons moet hierdie lig laat skyn in Afrika in. Dit was die doel, dit is nog steeds die doel. Ons moet laat ander ook deel in die tente van Sem. Ons, die westerse nasies. Ek wil vir u sê, ons ware erfenis. Nou glo my goed en ek wil dit bevestig deur te sê, ek preek Saterdag hier met die geloftediens, hoor? Want ek is in murg en bloed 'n boer. Ek is 'n Afrikaner boer en ek is trots daarop. Ek sal nooit kan immigreer nie. Geleentheid gehad, dis nie vir my nie. Ek sal altyd terug verlang Suid-Afrika toe. Ek is 'n Suid-Afrikaner in murg en bloed. Mense vra vir my, watter deel van die land? Dan sê ek, man, ek is 'n kruising, want my ma is 'n Noord-Transvaaler en my pa is 'n Bolander. Of hy kom uiteindelik uit Swartland uit. So, Noord en Suid, ek is 'n boer. Maar weet jy waar lê my eintlike erfenis? In die tente van Sem. Dis genade. Dis waaroor dit eintlik gaan. Dit gaan nie oor ons erfenis hier en ons sal, jy weet, ons kan sing, ek sal lewe, ek sal sterwe, ek vir jou Suid-Afrika, of ons vir jou Suid-Afrika. Dit was die lied waarmee ek groot geword het, en ek is baie trots daarop. Sal dit nog steeds doen, sou dit doen, sou die geleentheid daar wees om te gaan veg en wat ook al. Baie van ons het dit gedoen. Baie van ons voel ons het ons tyd gemors, maak nie saak nie. Dit was deel van die geskiedenis, maar hier is die saak.
Ons eintlike, ons ware erfenis is nie die boerevolk nie. Wees trots, wees 'n boer, maar laat die evangelie lig skyn. Laat die boodskap van Jesus uit jou lewe uitbasyn word, al is jy 'n boer, en jy kan dit doen. Paulus gebruik hierdie taal, en ek haas my, want hy ego as ware die woorde van hierdie profesie van Noag, en jy sal dit nie optel as jy nie hierdie stuk al so bestudeer het nie, en daarom wil ek hê jy moet nou saam met my kyk. Handelinge 14 vers 27. Toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. Paulus kom en hy vertel vir hulle hoe hy die evangelie uitgedraai het onder al die plekke waar hy gekom het. Maar luister maar, hy sê, en dat hy, dit is God, Jesus, 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. Waarvan praat Paulus? Hy dink aan Noag se profesie. God het 'n deur oopgemaak om vir die heidene te sê, kom in die tente van Sem in. Kom in. Julle is welkom, almal is welkom. Kom in. Hy het 'n deur vir die heidene oopgemaak. Jy sien, God is soewerein. Hy is soewerein oor die geskiedenis van nasies. Hy is soewerein oor alles wat in ons land aangaan. Hy is soewerein oor jou lewe, maar gee hom die eer en laat jou lewe 'n basuin wees van sy evangelie. Jy gaan nooit spyt wees daaroor. Die laaste hoofstuk van Noag, ek sluit af, tragies soos dit is, wys vir ons soveel genade vir elkeen wat glo in die Here Jesus. Jesus het hierdie profesie van Noag ook geëgo. Jy sien die lyn, jy sien die druppels bloed so dwars deur die Bybel. Lukas 24 vers 46 en 47. En hy sê vir hulle, Jesus is aan die woord, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies. Van Jerusalem af, begin by die tente van Sem en verder. So vriende, ons deel in die seëninge van Sem, maar ons moet hierdie boodskap uitdra aan almal wat luister, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Dis die boodskap. Maar dit bring my terug na hierdie belangrike saak. En ek sit met mense voor my wat Sondag na Sondag die evangelie hoor, op verskillende maniere, met verskillende perspektiewe. En elke keer gaan ek julle irriteer met hierdie gedagte. Is jy seker jou naam is in die boek, God se boek van die lewe geskryf? Gaan nie oor 'n kerkregister nie. Dit gaan nie oor 'n mooi lewe of 'n ritus of wat ook al. As jy deel het aan die seën van die tente van Sem, die verlossing, hierdie lyn wat ons sien vanoggend. As jy deel daarin, beteken dit jou geloof moet in die Here Jesus wees. Jy moet erken, Here, ek is 'n sondaar. Draai weg van jou sonde, gaan na die Here toe, leer van hom, leer ander van hom, word deel daarvan. Dis ons lewe, dis ons behoud, sodat Noag se profesie kan waar word, selfs hier in Logos, Westering, Weier, ons kan die hele baai vat, en as die Here vir ons genade gee, en ons kan eendag uit ons gemeente uit 'n sendeling na die verste punt stuur in China of waar ook al, Korea, ek gee nie om nie, waar die Here hom ook al wil stuur. Laat sy naam uitgedra word. Geseënd is die God van Sem. Dis waar die redding is, die Here Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, vanoggend wil ons oor alles wat ons van U leer, oor alles wat ons van U sien hier, kom die woorde van die hervorming by ons op. Soli Deo Gloria, aan God al die eer. U is 'n groote God, ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van ons krake in ons mondering, ten spyte van ons sonde, want partykeer is ons in ons hart so geneig om lui en dinge te doen en te sê en te dink wat nie in lyn is met U woord nie. Ten spyte daarvan is U genade vir ons groot. Een van die ouderlinge het vanoggend in die konsistorie gebid. Dankie dat U
genade groter is as u oordeel. Ons aanbid u vir hierdie boodskap wat Noag destyds geken het, geleef het, uitgedra het, dat ons ook daarin kan deel. Dankie vir die profeseë. Ons eer u ook daarvoor. En as daar mense is wat wonder, Here, hoe moet ek maak? Sal u die dringendheid op hulle harte druk? Sal u daardie erns so op hulle laat druk met die sonde besef en met 'n swaar pak wat op hulle skouers lê, dat hulle sal soek en vra, worstel, totdat hulle geloof in u geplaas is. Dankie, Here. Ons loof en ons prys u heilige naam. Amen. Ons sluit af met liedboek 493. Liedboek 493 sê, Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding. Die wat op die dwaalweg gaan van die sonde en verleiding. As gevolg van die